Action SA sê hy het 'n produktiewe vergadering met die ANC oor die begroting gehad en verslag bevind daar was talle onreëlmatighede tydens die George Bouramp. Goeiedag, dit is vandag die 9de April. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Action SA sê die party het 'n produktiewe vergadering met 'n afvaardiging van die ANC se nasionale werkkomitee gehad in 'n poging om die dooiepunt met die begroting op te los. Die belangrikste besprekingspunt was 'n duidelike verbintenis om te verseker dat alternatiewe vir die 0,5% BTW-verhoging gevind word. Action SA se moontlike aansluiting by die regering van nasionale eenheid was nie bespreek nie. Die party sê hy het daarop aangedring om net oor die fiskale raamwerk te vergader. Action SA het vroeër gesê hy sal nie by die RNJ aansluit tensy die BTW-verhoging van die tafel af is nie. 'n Forensiese ondersoek het bevind dat verskeie faktore moontlik kon gelei het tot die ineenstorting van 'n halfvoltooide woonstelblok in George in Mei verlede jaar. 34 konstruksiewerkers is dood toe die halfvoltooide 5-verdieping woonstelgebou op 6 Mei ineengestort het. Die minister van Menslike Nedersettings, Thembi Similani, het vanoggend die verslag van die Nasionale Huisbouers Registrasieraad se ondersoek oor die George Bouramp bekend gemaak. Van die bevindinge was dat daar onreëlmatighede was tydens die huisbouersertifisering en graderingsproses. Die konstruksiemaatskappy het ingevolge die regulasies nie in sy registrasie aangedui dat hy 'n veelvuldige verdieping gebou beplan nie. AfriForum se privaat vervolgingseenheid sê die minister van polisie, Senzo Mchunu, skuld die hoof van Bergview College 'n verskoning. Die woordvoerder van die eenheid, Barry Bateman, meen Mchunu het vir 'n week lank hande gevou gesit terwyl lasterlike en valse uitlatings in die media en op sosiale media platforms teenoor die hoof van Bergview College, Jaco Pieterse, gemaak is. Dit kom nadat 'n 7-jarige dogtertjie by die skool verkragt is. Volgens Bateman het Mchunu self valse beweringe teen die hoof gemaak. Die hoof van die privaat vervolgingseenheid, advokaat Gerry Nel, het in 'n brief aan Mchunu gesê dat dit nooit toelaatbaar moet wees dat 'n onskuldige persoon deur rusbankspeerders op sosiale media, asook deur prominente persone vir hulle eie politieke gewin skuldig bevind kan word nie. En die handelsoorlog tussen China en Amerika het vandag verder toegeneem, met China wat nuwe invoertariewe van 84% op Amerikaanse produkte aangekondig het. Dit in antwoord op die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging gister dat Chinese invoere nou 'n 104% tarief opgelê sal word. China het ook intussen die Wêreldhandelsorganisasie genader om sy kommer uit te spreek oor die invoertariewe. Beide China en Amerika sê hulle is nie bereid om die invoertariewe te laat vaar nie. Markte wêreldwyd het vandag negatief reageer op die voortsleepende handelsoorlog. Dit dan die einde van jou nuusbulletin vandag. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou om hierdie te deel met jou vriende en familie en dan kan ons op so 'n manier almal op hoogte hou oor die jongste nuusgebeure. Ons is môre weer terug met nog vars nuus van my kant af. Totsiens.